Right, so, ons is hier in Delma se wêreld en 14 Februarie is gewoonlik maar vir enkel lopendes soos ek 'n moeilike datum. Maar hierdie jaar sien ek sommer uit. Ons gaan Fire and Wine toe en ons gaan 'n bietjie Dexter veiling hou. Ons gesels hier met Gert, ons gaan 'n bietjie praat oor die Dexter ras. Wat kan jy verwag by die veiling en hoekom moet jy kom draai? Dit is ons so naby. Kom ons gaan luister in. Môre Gert, hoe gaan dit met jou? Goed self Albert, dankie vir die geleentheid dat ons met Farmspace betrokke kan wees met ons veiling, ja. Ja, dankie dat ons hier by julle kan wees en ek sien hier staan hulle nou agter, heel pragtig. Ja, nee, soos 'n lekker groepie koeie en bulle hierso. So, kom ons begin bietjie by die begin. Waar het jou liefde vir hierdie ras vandaan gekom? En Albert, ons is so 5 jaar nou tans besig met die Dexters. En ek dink ons het redelik 'n goeie kudde opgebou tot waar hy vandag is en dit is nou die tyd om bietjie van die goeie genetika in die mark vry te stel. Daar's nie van kraal skoonmaak en so tipe ding wat die ouens van praat nie, maar ja, regtig waarvan ons beste goed wat ons uitsit en unieke diere ook as jy nou kleurvariante en so aanvat. Ja, soos ek self was redelik oningelig. Ek het gedog Dexter is maar 'n swart ras, maar nou sien ek hierso 'n klomp verskeidenheid en is eintlik pragtige beeste. Maar vertel my 'n bietjie van die Dexter as ras. Waar pas hy lekker in die prentjie in? Albert, ek dink daar's 'n verskriklike groot mark. Ons het hom nog nie heeltemal eintlik volhard gevat nie. Die Dexter pas in soveel fasette in, van wingerde in die wynlande tot hierso op Klein Hoewes op die Hoëveld, en dan is daar teelers wat verskriklik groot met hulle boer van 200 stuk koppe koeie. So ek dink hy kan enige plek inpas, en as jy kyk waar na al die ander rasse toe strewe na 'n medium raam tipe bees toe en kort raam of 'n kleiner raam bees, is die Dexter eintlik al klaar juis dit. So hy pas eintlik maar in baie plekke in. En dit is ook die lekker ding van die Dexter is, dis nie jy vat 'n groter raam en jy probeer hom teel na 'n medium raam toe nie. Hy is en was nog altyd 'n medium raam bees gewees. Nee, net so. En ek dink al wat ons vandag nou moet net eintlik aan aandag gee, ons is nog steeds 'n dubbeldoel ras, maar ons moet dink aan vleiseienskappe wat die mark en so aan van ons soek in die ras. So ons moet probeer om meer vleis in hulle te sit, maar hulle ook nog steeds struktureel korrek te hou en ook nog die ras en sy tipe moet nog behoue bly. En ek het ook nou gehoor van die veiling en dit is eintlik nou maar hoekom ons hier gedraai het. Vertel my 'n bietjie, jy het gesê dis by Fire and Wine die 14de Februarie 2026. Wat kan 'n mens verwag? Wat se diere gaan daar wees? Vertel my 'n bietjie meer van die veiling as sulks. Nou Albert, ons begin eintlik al die Vrydag hierso by so 12:00 se kant, dan het ons nou lekker sprekers daarso en 'n klomp van ons borgers wat betrokke is. So ons gaan daarso produkbekendstellings doen en dan natuurlik gaan ons so 'n bietjie oor die Dexter homself praat. Hoe lyk die ideale bul? Hoe lyk die ideale koei? Hoe lyk superkoeie, elite koeie wat aangewys was deur die LNR? Daar gaan 2 van hulle op die veiling wees. So dit is die Vrydag aand se aktiwiteite waar ook 'n lekker spitbraai en so aan ook gaan wees en 'n bietjie live entertainment, lewendige musiek daarso so. En dan ja, dan die Saterdag trek ons weg 11:00 saam met een grobbelaar en die vleissentraal span saam met Meerkat en dan vat ons die veiling van daar af. Dis omtrent so 60 diere en dan 60 koeie en dan 20 bulle wat op die veiling gaan wees. En nou Gert, jy as boer weet ook self, jy is moeilik om jou met my te oortuig want ek ken nou my ras, ek het groot geword met my ras. Hoekom, as daar een ding is wat jy nou vir die boere daar buite kan sê, wat nou met 'n ander ras boer, hoekom moet hulle kom kyk en net bietjie kom meer uitvind oor hierdie ras? Nee, ek dink as jy 'n maklike bees wil hê en die grootste ding vandag as jy na al die gesprekke oor die hele dierewêreld gaan, op die oomblik gaan dit alles oor vrugbaarheid. Jy gaan nie 'n vrugbare dier kry as hierdie Dexters hierso agter nie. Ons kudde se gemiddel op TKP op die hele kudde het ek vanoggend gekoekeloer, daar is 407 TKP oor die hele kudde. 407 dae TKP. So besonderse vrugbaarheid, en as jy kalvers op die grond elke jaar kry, dan gaan jy mos vorentoe. Die dag is as jy 6 maande later kalf, dan weet jy is in die moeilikheid en hierdie ras doen dit nie. So vrugbaarheid is nommer 1 en dan natuurlik ons probeer op die vleis beter op hulle te sit en dit is waartoe ons as teeler toe neig. Dubbeldoel met vleis eienskappe in hulle bietjie meer beklemtoon. Hoorie Gert, dankie vir jou tyd, sterkte. Ek weet dit is nou vir die veeboere is dit 'n lekker tyd van die jaar en wens julle alle sterkte toe. Mag dit mooi gaan veral nou aan die voorbereiding van die veiling en ek wens julle alles wat moois toe. Baie dankie Albert. Right, so op die einde van die dag gaan dit oor reproduksie. Dit is bitter belangrik want dit help jy 'n mens het net een koei wat vir jou elke 2 jaar een kalf gee nie. Jy kan nie boer met dit nie. Hierso is 'n reproduksie wat skrik vir niks en buiten dit werklik
Die geaardheid van die dier, jy hoor hoe sing en praat hulle agter, dit is 'n pragtige dier, dit is 'n lekker dier om mee te boer en hy het werklik die eienskappe en die wanpersepsie rondom die ding is heeltemal verkeerd. So, as jy bietjie meer wil uitvind van hierdie ras, gaan kyk hier onder, skakel in die 14de Februarie 2026 by Fire and Wine Venue. Ek kan jou amper waarborg, jy gaan nie spyt wees nie. Dis Farm Spice, oor en uit.